Mense, goeienaand. Interessante tye wat voor lê. Ons almal weet en het nou al gehoor van die protesaksie wat blykbaar nou al goedgekeur is en definitief geverifieer is vir Maandag die 20ste Maart. En dis 'n baie interessante tyd wat voor lê en as ek advies kan gee oor die Maandag situasie, is dit pas op vir die wolf speel. Ons almal weet nou al, baie van ons wat betrokke is met hierdie hele ding die laaste klomp jare weet dat hulle maak sulke wolf gevalle om self te monitor, en ek praat nou van die vyand, mense wat ons wil seermaak. Hulle monitor alles. Die ouens wat radio-amateur doen, hulle sal weet dat die radiokanale word opgehou. Baie van die sekuriteitsgroepe weet ook self dat op hulle radiokanale wat hulle gebruik, word daar stemme gehoor en gemonitor ook. So pas op vir die wolf. Dis baie goed om dop te hou en paraat te wees en om julle sisteme in plek te kry. Net vir ingeval, maar moet ook nou nie met al jou speelgoed en al jou golfstokke en al jou toerusting gaan uithardloop. En vir hulle gewys wat het jy alles nie. Ja, dit is 'n feit, hulle weet definitief van ons verdedigingsgroepe, dis nie 'n geheim nie. Nasionale intelligensie weet byvoorbeeld van Suidlanders, om dit so te stel, van die noodplan, daar was niks onwettig nie, dit is alles op die tafel, hulle weet daarvan. Maar as 'n individu of in jou gemeenskap of in jou area of in jou groep, moenie uitgaan en te veel aandag gaan lok nie. Ek dink almal gaan dit monitor reg oor die land. Ek moet sê, daar's baie mense wat ek al agtergekom het wat begin betrokke raak en wakker word, die oë gaan oop, kom ons stel dit so, vir hierdie hele geval, maar ons het nou al oor vorige kere gewees, waar daar sê, daar gaan 'n shutdown wees, soos hulle sê, daar gaan gevalle wees van groot protesaksies, en dan is daar nie regtig so groot ding nie. Maar kom ons gaan gou dan net na die internet toe. Alright, soos almal weet ons nog van die EFF National Shutdown Plan. Ek weet daar's, ekskuus, daar's ander faksies wat ook ondersteun, so dis niks regtig snaaks nie. Another publicity stunt with near zero chance of becoming reality, maar ekskuus julle, ja, ons het gesien ook met die 2021 Natal geval, hoe vinnig so ding kan uithak en hoe lank dit kan vat. Maar hulle sê wel daarso, law enforcement, hierdie is een van die, wat is hierdie, Power 987, ek dink is 'n radiostasie. Law enforcement prepare for EFF national shutdown. So, die staat is definitief bewus en ek is seker hulle sal weerstand bied of ook daar wees, maar soos ek sê, Natal, ons weet natuurlik hoe dinge kan uithak, maar ek dink ook dat die staat hierdie ouens relatief ernstig opvat, so hulle sal die definitiewe nodige weerstand en mense daar hê om hierdie ding teen te staan. Maar dis nie regtig net al wat ek vanaand basies oor wil praat nie, dis 'n baie kort boodskap, pas op vir die wolf, maar wees paraat. Ek weet baie ouens het 'n stand van gereedskap in plek, so maar moenie te veel aandag op jouself trek op jou gemeenskap en val vir die wolf nie. Maar ja, wees paraat en begin jou oggend op jou knie. So gepraat, en baie van julle het nou agtergekom, ek maak nie meer baie video's nie. En persoonlik is dit 'n emosionele stryd wat ek in my hart het, want meeste van die dae en die tyd voel ek en ek twyfel of dit regtig die moeite werd is om vir jou eie volk op te staan. As ons kyk na wat broer teen broer doen, mens teen mens, buurman teen buurman, dis nou voorbeelde. En ook hoe mense nog steeds na Afghanistan, na Oekraïne, na Natal natuurlik, van ons nog steeds uitlag omdat ons voorberei en sê hier kom 'n moeilike stryd vorentoe. En dan wonder jy jouself, is dit regtig die mense vir wie jy jou lewe wil gee en vir die groter doel? Ek het voor ek getrek het laas jaar, het ek mos in 'n komune gebly. En dit was 'n klomp daggakoppe en 'n klomp mense wat net absoluut geen geloof en volkstrots het nie. En dan wonder jy, soos ek sê, ek weet nie meer regtig of ek lus is vir hierdie ding nie. Ek het regtig 'n volksliefde en 'n volksmotivering verloor. En ek sit vandag in my etenstyd, my breek, die dae wat ek het,
En ek lê baie in slaap en ek rus want ek is amper elke dag in die stad, ek is op die pad. En die van julle wat ook daar is, weet dis sielsdreinerend. So ek moet tydjie net bietjie afblaas en afkoel en net weer hou se brein reguit gefokus kry. So ek lê baie keer net op die stoel en ek probeer maar slaap, maar ek dink ook en ek bid ook baie keer. En ek het gebid juis oor hierdie saak. Toe staan 'n groep op, ek is 'n Telegram groep van 'n Facebook blad wat 'n video stuur wat my in 'n goeie Afrikaanse woord 'n donderstorm ingemaak het. En natuurlik word 'n ou baie kwaad en verwyd. En ek gaan vir jou die video speel en dan gaan ek iets sê daarna. En dit is van 'n Facebook groep, Project Survivor South Africa. Shout out to julle ouens ook. Ek neem aan julle is Afrikaans. Ek het gesien op die groep julle is Afrikaans. So as julle ouens wil, volg hulle op Facebook. Daar's 'n Telegram groep ook. En dis 'n video van nie iemand anders nie as meneer Rooimuur Papegaai en ek gaan die video vir jou speel. Ek kan nie te lank speel nie want daar is natuurlik copyright betrokke, maar the same way the Christians are waiting for Jesus to come. We are not religious. We can't wait for Jesus to come. We are Jesus ourselves. We are going to clean that place. Jy sien en kyk hoe lag hulle toe hulle dit sê en dit is 'n baie hoër graad van, ek wil sê Christenverraad, maar ook van laster. En dan gaan nou nog by nog ietsie daarby uitkom. En hulle sê ook hier op die einde, sê hy hierso, I will give back free land. Unlike Jesus, I don't need a silly cross to save my people. Julius Malema. En ek lê op my stoel en ek lees dit, ek sien dit op die foon en ek word regtig verwyd. En hierso sê hulle ook die sonde teen die Heilige Gees. Dis nou direkte saak tussen hom en God, ons God, die enige drie-enige God. So dis natuurlik 'n gelowige groep hierdie. En ek word kwaad. En terwyl ek ook op my stoel en ek bid en dan vra ek vir die like, hoor hierso, wat nou? Waar nou? Wat moet 'n ou doen? En dan gaan jy daai nou vir jou antwoord met een van my gunsteling Bybelverse. Maar net gou baie vinnig om hierdie te antwoord. Die van julle wat sal onthou Mosambiek, meneer Samora Machel, die Mosambiekse president wat die Christene vervolg het, sy eie mense ook, die kommunistiese terroris. En dadelik toe ek dit hoor, toe onthou ek het eendag 'n video gekyk van Adrian Snyman. Dit is die skrywer van die Siener van Rensburg boeke. En op sy DVD het hy 'n seminar gehad en hy praat oor Samora Machel. En Samora Machel het op verhoog gestaan en hy het God uitgedaag en gespot. En dit Adrian 'n vers gelees in die woord waar daar staan dat die Here sal jou om sterwe bring en dan sal jou liggaam in stukke verskeur. En op met Machel se dood, met die vliegtuigongeluk, was dit ook blykbaar so op die toneel dat sy liggaam in stukke verdeel was van die ongeluk. So wat die woord gesê het sal gebeur en wat met hom gebeur het is die waarheid, dit is eenselfdig, dit kom in met mekaar. So dit is vir baie mense goeie nuus dat want hierdie man het mos nou klaar dit gedoen. So ek kan nie twyfel as om te glo wat die uitkoms gaan wees van hierdie persoon nie. Ek wens dit nie toe nie, dit sal verkeerd wees vir ons as gelowiges om so iets op iemand af te wens, maar dit is nou 'n stryd tussen hom en God. En dit is die hele ding, mense, van hierdie stryd van ons. En ek weet Gustav Miller het dit ook al gesê, en dat is ook al baie gesê by ons opleidingskampe en so aan, dat hierdie is 'n stryd van goed en kwaad. Dis tussen God en die vyand. En my vyand beteken natuurlik die Satan, die groot vyand. Maar ons is die instrumente. En as jy
vrywillig is, dan moet jy opstaan en dan moet jy die geveg vat en dit kom terug by my Bybelvers. So ja, ons is nou, ek is relatief oortuig wat sy einde gaan wees en natuurlik die van julle wat die woord ken staan op die einde, ons wen. Ons beteken dit die Hemelse Vader, die Seun, die Vader, Heilige Gees. En ek gaan nou vir jou 'n videoetjie speel van, waar is my videoetjie nou? Laat ek net gou my videoetjie soek hierso mense. Ek het hom klaar reg gehad en vir een of ander rede het ek dit gemis. Okay, ek gaan vir julle gou die video speel. Nie daai nie. Kom ons gaan daar. Ek wil net gaan kyk as hy reg. Hy is reg. Dit is 'n stuk uit 'n fliek met die naam Fury. Foxtrot, Uniform, Romeo, Yankee. Ek gaan oor 'n tank in die Tweede Wêreldoorlog. Dis Brad Pitt en 'n paar bekende mense en ek speel hom gou vir jou. There's a Bible verse I think about sometimes. Many times. It goes, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I. Send me." Kom ons gaan terug een toe. Dit is definitief een van my gunsteling Bybelverse, Jesaja 6 vers 8. En ek het die stem van die Here gehoor. Wie kan ons stuur? Wie sal gaan? En ek het geantwoord, hier is ek. Stuur my. Ek kry hoendervleis as ek dit sê. Kyk, ek het toevallig vandag op my stoel gesit en toe ek so bid. Nie korona nie, toe kyk ek 'n video, inspirasie video en toe speel hierdie stuk. En toe kry ek natuurlik my antwoord wat ek gesoek het, wat ek hoop ek gaan my doel mee verrig. En dis ook hoekom ek die kanaal begin het in die begin, want nie dit is 'n deel van my tiende nie, maar dit is deel as 'n Christen en 'n volksgenoot is deel van my plig as bediening vir my land en my mense. En hierdie stryd is op pad en daar's 'n spreekwoord wat sê many are called but few are chosen. Baie word geroep, maar min word gekies. En dis ons as boere, Afrikaners, hoe ook al jy nou jouself verwys. Ons as gelowiges, afhangende natuurlik, maak nie saak wat se kerk jy is nie. As jy 'n verhouding met die Hemelse Vader het, het jy 'n plig teenoor nasie en jou God. En ons maak onsself reg vir die wat op pad is, as jy vandag ook soos ek stry met daai gevoel in jou hart dat jy wil nie meer nie, jy wil partykeer opgee. Hoop ek daai vers is vir jou iets waardig en jy gee nie op nie. Tye is definitief vinniger op pad as ons kyk natuurlik na die Eskom situasie, as ons kyk na die ANC Ramaphosa, die regime changes in Ramaphosa en Zuma. Baie dinge is in effek en die dinge van wat gebeur in Oekraïne kan baie vinnig uitmekaar uitval. So ja, ouens, die geveg van goed en kwaad is op pad. Ons was klaar daar, maar hy is op pad. En ek hoop die van julle sal saam met my opstaan en ons sal hierdie ding begin aanvat. Ek probeer nog meer betrokke raak by my gemeenskapsgroep, baie van die ouens op die kanaal. Dankie vir julle bydrae. Dit is nie dat ek nie betrokke is nie, ek vat net 'n preek en ek fokus op myself. Om myself voor te berei vir tyd wat kom en ek beloof julle wanneer die tyd kom, skies in die dag aanbreek, gaan ek betrokke wees en gaan ek daar wees. En ek het daai stryd in my hart, weet ek wil graag maar oor see gaan en gaan werk vir ponde en dollars en eendag aftree in 'n eiland met 'n lae geldwaarde. Maar ek dink ook en ek glo my hart waar die Here jou wil hê, gaan hy jou kry. En as ek hier is en ek glo nog steeds in my hart, ek het 'n doel vir die tyd op pad teenoor my volk, my mense. En ek moet begin my voet daar insit en
skouer aan die wiel sit, en die van julle wat wil bid maak vir my, vir wysheid en vir krag. Maar ek is hierso, ek is nie weg nie. As die vyand kom, gaan ek voorwees, ek gaan doen wat ek moet vir my mense en my volk, en natuurlik waar die Here my gaan gebruik. Maar ja, ouens, ek hoop daai Jesaja 6 vers 8 is iets inspirerend, is natuurlik, daar's baie natuurlik soos Psalm 23, en daar's 'n klomp, maar hierdie vir my uit 'n vorm van diens as 'n soldaat of as 'n kryger, 'n warrior vir jou doel, is dit definitief die Bybelvers wat my dra in die oggend. So ja, ouens, as jy wil staan op, hier is ons, gebruik ons. Ons gaan die stryd aanpak. Kry julle dinge in orde, ek is besig met my wapens, ek het klaar my pistool, motivering ingehandig. Ek gaan nou my my nacho doen, my boek lê iewers, ek moet wil gaan leer en dit deur gaan die toets skryf. Dan wil ek natuurlik ook begin spaar. Dis die ander ding vir vuurwapens. So, ekskuus. Ek wil baie graag 'n AR-15 hê, maar ek het nie R1000 nie, so ek gaan spaar vir 'n taktiese halgeweer, of as ek regtig kan, 'n semi-outomatiese halgeweer, maar daarvoor moet jy jou dedicated sports lisensie hê. Maar ons werk aan, dis my doel vir die jaar. Kry julle ouens in plek, stel vir julleself 'n doel vir die jaar. Gaan aan met julle voorbereiding. Kry jou water, jou petrol onder andere en goed in plek. Ek doen dieselfde. Mag julle natuurlik 'n verskriklike veilige naweek hê. Wees paraat maandag. Moenie aandag trek nie, moenie dom wees nie. Bly binne die reëls van die wet, moenie stupid goed aanvang nie. Moenie onwettig wees nie, want al hou ons dop en jy gaan moeilikheid maak vir jouself. Ouens, asseblief, pas julle self mooi op. As jy sukkel met 'n stryd, omring jouself met mense met 'n geloof, voorbereiding. Ek dink ook, en ek het ook vandag daaraan gedink voor ek vergeet, en iemand het eendag vir my gesê, dat hoe meer jy op die pad is, en hoe meer jy die Here se wil volg, hoe meer is die aanval. Die vyand, Satan natuurlik, gaan nie tyd spandeer op jou as jy van die wal af is nie. Hoe meer jy op die regte pad kom en hoe sterker jou geloof word, hoe meer gaan jy jou aanval, en dit is dieselfde ook vir ons wat voorbereiding doen, want ons doen natuurlik die Here se werk, en natuurlik die vyand wil alles afbreek en verwoes. Vir al die mense wat die Here dien en gaan baklei in sy naam en vir sy wil. So, ouens, wees sterk. Siel, gees, liggaam, versterk al daai drie. Gees natuurlik die belangrikste, en dis een waarmee ek ook die grootste sukkel, maar ek werk aan, ek doen wat ek kan. Ek het verskriklike goeie mense om my ook, wat ook sterk in geloof is. Siel natuurlik is, ja, dit is jou brein, kry dit reg, wees gefokus, wees stoic. Stoicism, soos ons sê in Engels, ek dink is stoic in Afrikaans. Vir ons manne, die wêreld en stryd daar buite is hard. Die wêreld gee nie om vir ons nie. Ons het mekaar nodig, ons staan saam. En natuurlik, liggaam, kry jou fisiese fiksheid reg. Dis basies wat ek meeste van my tyd mee spandeer is in die gimnasium. Ek oefen natuurlik ook elke naweek, ek probeer naweke oefen met my koelvaste baadjie, my fiksheid reg te kry. Fiksheid is baie belangrik, ouens. Maar ja, nie almal van ons is in staat nie, maar ja, kry jouself reg, siel, gees, liggaam, vir die stryd vorentoe. En liggaam natuurlik deel is ook van jou fisiese voorbereiding. Het is goed om weer 'n bietjie 'n video te maak. Dit is natuurlik vir my ook terapie eintlik. Maar ja, ek sal 'n bietjie werk aan die kanaal. Ek gaan nie so baie video's maak nie, want ek het nie regtig tyd nie, dit is al klaar na middernag. Maar ja, dit is goed om weer te gesels. Ek wil nou nie rant nie, ek wil nie te veel video te lank maak nie, maar dit is goed om weer te gesels. Ja, ouens, die vyand, die mense wat die vyand ondersteun en die mense wat ons God uitdaag en met hom spot, gaan kry wat hulle verdien. Dis maar net ons werk om die onderhoud te reël. Soos die Navy Seals en die Rangers natuurlik in Amerika hulle motto is. Hoop julle ouens het 'n great naweek, pas jouself op, kry julle voorbereiding reg. Ons gesels weer binnekort.